Ons almagtige Hemelse Vader, nog 'n jaar is aan die uitloop. Ons is in die laaste Sabbat van hierdie jaar en hierdie Sabbat is ook al sterk aan die gang. U was so goed vir ons die afgelope tyd, saam met die hartseer wat sommige beleef het, selfs ons familie ook, Here. Spanning van die onbekende, finansiële druk, Here, en selfs dinge wat ons nie eens weet wat ander mense oorgekom het hierdie jaar nie. Maar U steeds is met ons. U is elke dag aan ons sy, liefdevol en beskermend. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, dat U vir ons sorg en ons bystaan en ons steeds leer hoe om U lief te hê, net soos wat U ons lief het. Here, ons is lief vir U en ons wil dit vir die wêreld uitpasyn. In Jesus naam alleen, amen. Vandag se storie het ek begin bymekaar maak en ek het baie draaie geloop. En ek het soveel inligting gehad dat ek als op die ouend gedelete het en weer begin het. Mite of feit? Ons leef in 'n wêreld waar inligting vanaf alle verskillende hoeke na ons toe kom, waar geloof oop is vir enige iemand en almal sonder om daai mense te oordeel. Deel van ons probleem is as dat ons soms met verkeerde inligting, wat's die woord, bestorm word, en dinge begin glo oor 'n wêreldbeskouing of 'n geloofstelsel wat toet en taal onwaar is. Byvoorbeeld, Jesus Christus was slegs 'n groot morele leermeester. Christendom onderdruk jou vryheid. Christendom is net 'n kruk vir swakkelinge. Mense word Christene omdat hulle sosiaal gekondisioneer word daarvoor. Christene is bonatuurlik en irrelevant vir ons moderne wêreld van vandag. Wetenskap is in stryd met die Christelike geloof. Die Bybel is nie betroubaar nie. Dit kan glad nie vertrou word nie. Daar is geen bewyse dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Alle boosheid en lyding in hierdie wêreld wys ons dat daar geen God is nie. Dit maak nie saak wat jy glo nie. Alle godsdienste is basies dieselfde. Dit is maar 'n paar van die idees oor Christendom wat ek op die internet kon kry. Ek het nie eers behoorlik boeke begin lees nie. Ek het net ingetik, wat is geloof? En dan pop al hierdie snaakse goeters uit. Dat die Bybel se oorsprong by God lê, maak dit nie alleenlik uniek tussen alle boeke nie. Dit is uniek tussen alle skatte op aarde. Die Bybel openbaar God se ewigheidsplan vir verlossing van alle gefalle mense. En hierdie stukkie is nie mite nie, dis feite. Alhoewel miljoene kopieë van die Bybel dwars deur die wêreld versprei word, een van die boeke wat in die meeste volumes op mense se boekrakke is, een van die boeke wat die meeste gelees word, een van die boeke wat die meeste gesteel word, bevraagteken die mense nog steeds die Bybel. Is die Bybel 'n mitologiese boek of is dit die waarheid, die geïnspireerde woord van God? Hierdie vraag is van die grootste belang vir elke mens, of hulle dit nou wil weet of nie. Baie godsdienstige tekste beweer dat dit 'n goddelike boodskap dra. Die Bybel egter staan alleen daarop dat God het absoluut geen ruimte gelaat vir twyfel oor of dit sy geskrewe woord is of nie. Indien enige een 'n eerlike poging onderneem om die feite ondersoek, sal hy sonder twyfel vind dat God se handtekening dwars deur die Bybel voorkom. En vir enige een om dit te probeer ondersoek, moet hy die Bybel begin lees. En wat gebeur as ons die Bybel begin bestudeer? Die Heilige Gees begin ons werk. Dieselfde mond wat die skepping tot bestaan gespreek het ook die Bybel vir ons gegee.
Anders as mitologie het die Bybel historiese raamwerk. Die karakters is regte karakters. Die plekke waar dit afgespeel het, is plekke wat ons vandag nog kan gaan besoek. Die Bybel noem name soos Nebukadneser, Sanherib, Cyrus, Herodes, Felix, Pilatus. Dis almal historiese figure, wie se name nie net in die Bybel voorkom nie, maar in baie ander historiese geskrifte, nie mitologiese geskrifte nie, geskiedenisgeskrifte. Die lande wat ons van lees, of die nasies wat ons van lees, is die Egiptenare, die Hetiete, die Persië, Babylonië, die Romeinse keizerryke. Die gebeure in die Bybel vind plaas in geografiese areas soos Kanaan, Sirië, Egipte, Mesopotamië en ander. Al hierdie sertifiseerbare inligting weerlê die idee dat die Bybel slegs 'n mitologie is. In mitologiese stories kry ons mitologiese of denkbeeldige plekke en dis meer. So, jy kan nie hierdie plekke wat werklik bestaan bestry nie. Teenoor mitologie het die Bybel baie bevestigings in wetenskap soos biologie, geologie, astrologie, argeologie. Die veld van Bybelse argeologie het gedurende die laaste eeu en 'n half so gegroei dat daar ondenkbare waarhede uitgekom het. En dan een van die bestes vir my is die een oor die Hetitiese beskawing. Vir eeue is daar gesê dat daai Hetiete wat die Bybel van praat nie bestaan nie. En in 1876 word daar geskrifte ontdek wat die nasie beskryf in die fynste detail. Nou, hoe wil ons nou daarteen stry as alle ander boeke en geologiese opgrawings die Bybel bevestig? Dr. Henry Morris het opgeskryf, daar bestaan vandag nie een ontwisbare argeologiese fonds wat bewys dat die Bybel op enige punt verkeerd is nie. Anders as mitologie is die Bybel geskryf soos geskiedenis. Lukas het beskryf dat sy evangelie onderneem om 'n verhaal te skrywe van dinge wat onder ons gebeur het, opgeteken staan en oorgelewer is deur mense en deur ooggetuies gesien is. Ek lees vir ons Lukas 1 vers 1 tot 4. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet, die dinge waaromtrent u onderrig is. Lukas het Lukas wonderwerke in sy weergawe ingesluit? Ja, baie daarvan, maar dis was wonderwerke wat deur ooggetuies geverifieer kon word. 2000 jaar later kon 'n skeptikus Lukas se weergawe 'n mite noem, maar die toets daarvan rus op die skeptisie. Die weergawe self is 'n versigtige, ondersoekende, historiese dokument. Anders as mitologie bevat die Bybel 'n asemrowende getal vervulde profesieë. Mites is nie gepla met profesieë nie. Die Bybel bevat meer as 1800 voorspellings, rakend meer as 700 aparte onderwerpe, gevind in meer as 8300 verse. Die Ou Testament bevat meer as 300 profesieë slegs aangaande Jesus Christus, baie met verbasende baie het met verbasende akkuraatheid bewaarheid word. Tallose profesieë is reeds vervul en hulle het presies gebeur soos wat dit voorspel is. Hierdie wonderbaarlike profesieë kon slegs bereik word met 'n bonatuurlike leiding van God, wat die einde van die begin af kan sien. Jesaja 46
vers 9 en 10. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde en van die woord af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag, sal ek doen. Anders as mitologie het die Bybel tallose aantal lewenstransformerings. Tog laat baie mense ander se sienings toe wat nooit die Bybel ernstig bestudeer het nie, om hulle eie opinies te vorm. Elkeen van ons moet dit vir onsself bestudeer. Probeer gerus. Dis baie interessant om die Bybel te bestudeer. Mythe, Christendom gaan daaroor om 'n lang lys reëls te volg. Die oortuiging is dat die blote gehoorsaamheid aan morele reëls die pad na die hemel toe is. Die feit daaromtrent. Ware Christendom beklemtoon 'n interne transformasie deur geloof in Christus, waaruit 'n veranderende lewe spruit met 'n intense verhouding met Christus. Wetenskap is in stryd met die Christelike geloof. Feit. Baie vroeë en moderne wetenskaplikes was diep toegewyde gelowiges wat hulle wetenskaplike werk as die verkenning van God se skepping beskou het en vandag steeds glo. Alle Christene dink op dieselfde manier. Dis verseker nie 'n feit nie. Die feit is daar is groot diversiteite tussen Christelike denominasies en individue raak in aanbiddingstyle, teologie, interpretasies en sosiale sienings. Byvoorbeeld, die paus se onfeilbaarheid. Dit is 'n spesifieke katholieke leerstelling, nie 'n universele Christelike geloof nie. Die kerk is 'n gebou. Ja, dit is 'n gebou, maar die kerk as gebou is niks nie. Die mense in die kerk vorm die kerk. Lewe volgens die Bybelse riglyne en beleef vir jouself die dinamiese en transformerende krag van hierdie kosbare boek. Pas die leringe toe op vergewensgesindheid en sien hoe dit gebroke vriendskappe herstel. Pas die beginsel van rentmeesterskap toe en sien hoe jou finansiële status verbeter. Pas die woord se lering oor geloof toe en voel die kalmerende teenwoordigheid in jou hart, selfs as jy deur 'n moeilike beproewing in jou lewe gaan. Die Bybel werk. Daar is 'n rede waarom Christene in verskeie lande oor die wêreld daagliks hulle lewens waag om ander bloot te stel aan die lewegewende waarheid van hierdie merkwaardige boek. Ons kan net dink aan die Martin Luthers, die Calvins. Hulle het met hulle lewens geboet om die Bybel te beskerm, om die woord van God behoue te hou vir ons. Om die Bybel as waarheid dan aanvaar, kan 'n veranderende lewenstyl vir jou gee. Miljoene sterf jaarliks deur hulle ewige siele te verwed dat die Bybel nie waar is nie. Deur te hoop dat dit niks anders as 'n mitologiese boek is nie en dat God nie bestaan nie. Dit is 'n baie riskante wetenskap en die speelgeld is baie groot. 'n vriendin het eendag vir my gesê is, as jy nou doodgaan en jy word wakker en as niks aan die ander kant, hoe gaan jy voel? Jy probeer so hoogheilig en Christelik wees. Ek sê vir ja, wat van as jy wakker word aan die ander kant en daar is 'n God en jy's aan die verkeerde kant? So, dit is 'n interessante boek om te lees en dit kan vir jou die lewe wonderbaarlik verander. Leer eerder die waarheid van die Bybel. Ons lees gou-gou Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Net God se woord is waarheid. Kom ons sluit af met gebed. Ons Hemelse Vader,
U is eg, waar en seker. U is getrou, betroubaar en oneindig lief vir ons. Maak ons wys in ons weë, leer ons U waarheid, maak ons sterk dat ons geloof kan groei saam in verhouding met U. Sonder U is ons niks en het ons geen reg op die lewe nie. Ons dank U vir die onbeskryflike geskenk van Jesus. Vul ons harte met oneindige dankbaarheid, terwyl ons die liefde onthou wat U deur Jesus uitgestort het. Mag sy lewe en teenwoordigheid ons vandag onmeetbare vreugde, vrede en hernuide hoop bring. Dankie dat ons vandag weer vir U kon terugbring, so 'n klein bietjie van wat U vir ons gee. Here, gebruik dit tot U goeddenke en help waar daar nodig is, Here. Vergeef asseblief ons sondes teen U en ook mekaar en lei ons om gekroue kinders van U te wees. Ons is baie lief vir U, Here, in Jesus naam alleen. Amen.